In die oë. Here, baie dankie vir 'n nuwe dag in ons lewens. Here, ook dankie vir 'n nuwe jaar waar ons die eerste diens vir 2026 het. Dankie vir elke persoon wat vandag hier is. Here, dankie vir elke persoon wat na die woord gaan luister op YouTube of Facebook of op WhatsApp. Maar Here, my gebed is Heilige Gees dat U met elkeen van ons sal wees vandag. Here, laat voor die jaar begin besig raak, dat ons sal stil raak voor U. Here, dat U met elke een van ons gaan praat. Here, seën volgend. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Wel, goeiedag en welkom weer eens by vandag se diens. Die eerste een vir 2026. En ek het die geskryf ook, mag elkeen van julle 'n geseënde 2026 hê. Mag julle paaie gestrooi wees met voorspoed en nie teëspoed nie. Ek het laasweek met julle gedeel oor die boodskap, moenie bang wees nie, God is in beheer. En in die tye waarin ons vandag ons bevind, is daar dreigemente op ons gesondheid. Daar is dreigemente teen ons families. En daar is dreigemente op ons beroepe. As ook wie ons is as Afrikaners. Oral is daar dreigemente. Things happen. Maar die belangrike is dat vrees en angs het ons konstante metgeselle geword. Jy sien, vrees en angs neem ons gedagtes oor. Ek het gistermiddag 'n troue gehad en toe ek vir die bruid en bruidegom vra, want die bruidegom het buite gestaan en wag vir die bruid en die hele tyd het hy so uitgestaan, dan vat hy sy baadjie, dan maak hy sy baadjie reg. Dan vat hy sy broek, dan trek hy. En op 'n stadium toe vra ek, "Jandre, is jy alright?" Toe sê hy, "Oom, ek stres 'n bietjie." En toe die bruid inkom en hulle langs mekaar staan en ek vra op 'n stadium, "Charlize, is jy alright?" Toe sê sy, "Joh, oom, ek stres 'n bietjie." En ek vra hulle toe, "Hoekom stres julle? Sê vir my, gee my 'n rede hoekom julle stres." Nee, ons weet nie. Ons weet nie. Ek sê wel, daar's niks om oor te stres nie. Vandag gaan net oor julle. Ek sê, en as daar iets ergens te fout gegaan het, julle die reëlings getref. Die ander mense, die gaste wat daar so is, sal seker dink dit moet so wees. So don't worry about it. Is dit nie waar nie? As ek nou vanoggend hier is en ek praat met julle en ek vra vir julle, is daar iets waaroor jy bekommerd is? Ek sien baie sal sê nee, maar ek weet ook dat daar van julle is wat definitief sal sê ja. Daar is. Ek het bekommernisse. En ek is eerlik met julle, ek het bekommernisse. Maar jy sien, hierdie leefwyse is besig om ons aan 'n afwaartse emosionele gevoel van hulpeloosheid en wanhoop te laat. En dis nie wat God vir my en jou wil hê nie. Ek het vinnig 3 punte genoem, en die eerste een was, ontvang God se vrede. En hier het ek gesê dat ek en jy slegs vrede in God sal vind. Ek en jy sal nie vrede in iets anders te vind nie. Ons sal nie vrede in mense vind nie. Ons sal nie vrede vind in ons besittings nie. Alwaar ek en jy vrede sal vind, is by die Here. En die woord sê vir ons dat ons al ons bekommernisse, is dit nie wat die woord sê nie, dat ons al ons bekommernisse vir God moet gee. Die tweede een, om die toekoms met geloof binne te gaan. En hier het ek genoem, dat ons kan die toekoms in geloof of vrees nader. En volgende dis die 4de dag van 2026, kan julle dit dink? Volgende toe ons hier na toe ry, toe sê ek vir Yvonne, 40 jaar terug was hierdie my laaste skooljaar gewees. 40 jaar terug het ek in matriek gesit. En dit voel soos gister. En ek was bekommerd wat die toekoms gaan inhou. En weet jy wat, ek kon niks doen daaromtrent nie. En toe ek alles oorgee na die Here toe, man, it changed my life. Julle sien, ons kan deur geloof 2026 binnestap. En dit sal beteken dat ek en jy ons oë op die Here moet hou. En op sy woord. En op sy beloftes. Jy sien, God het soveel beloftes vir elke een van ons in sy woord. Vir elkeen van ons.
Maar die keuse bly nog steeds myne en joune. Gaan ek op God se beloftes, na God se beloftes kyk, en op God se beloftes vertrou, of gaan ek na my probleme kyk? Die derde een, hou jou oë gefokus op God. Ek en jy moet ons oë gefokus en ons ore oop hou, sodat God ons kan wys waar om te help, en wat om te doen. Wel, dit was laasweek. Vandag wil ek deel oor 'n boodskap getiteld, net een ding vir die nuwe jaar. En soos ek gesê het, ons is al in die 4de dag van 2026. En ek weet dat daar baie van julle is, of wat van ons is, wat nuwejaarsvoornemens het. En ek het gesê, ek het een. Maar gaan myne nog nie met julle deel nie. En daar is party wat gesê het, ja, julle het. En ek het hier geskryf ook, dat ek nie gaan uitbrei op die voornemens nie. Ek het een. Wie het nou julle hande so opgesteek? Moenie nou. Tannie, hoeveel voornemens het Tannie? 'n hele paar. Alright. Wie was daar nog gewees? Nikkie? 3. Spyker? Baie. Jy sien as ons nou gaan aangaan, dan kan ons dit die hele dag doen. En ek weet, ek het dit al hoeveel keer gesê, dat die voornemens gewoonlik net vir 'n paar maande hou. En gisterand toe ek in die bed lê en ek het reeds die rekenaar weggeskuif, toe praat die Here met my en hy deel met my sy hart. Jou nuwejaarsvoornemens, kom ek vra julle so, julle nuwejaarsvoornemens wat julle het, is dit gebou op die nou moet ek dink wat is die regte antwoord, of die regte woord. In Engels praat ons on your failures of the last year. Wat is failures? Kom juffrouens skool mislukkings. Kan ek vra, is julle nuwejaarsvoornemings gebou op laas jaar se mislukkings? Ek sien Tannie skud, nee, ek sien daar agter sit. Wat ek probeer sê is wat ek gedink het, en myne het niks daarmee uit te waai nie. Maar baie keer maak ons 'n nuwejaarsvoorneme of ons neem 'n voorneme op waar ek gefouteer het laas jaar, wil ek nie dieselfde foute maak nie, ek wil dit beter maak. Ek weet vir besigheidsmense sê hulle, man, my nuwejaarsvoornemens is dat ek ekstra tyd, 'n halfuur of iets by die werk sal insit en ek sal bietjie meer aandag gee aan my kliënte. Is dit nie so nie? Of vir Tannie Bertha wat sê, yes, man, ek moet nog net die venue kry waar ons daai markies tent gaan opsit, jy weet, so, ja. Maar jy sien, 'n voorneme is daarso. En dan 'n ander ding is, dat gewoonlik hierdie voornemens hou nie. Jy sien, ek kom nie eens meer by 'n voorneme om te sê, ek gaan ophou vol room Coke drink, because it will only last 2 days. Party hou 'n maand, party hou 3 maande. En dan is daar party voornemens wat ons het, wat ons nog nie eens begin nie. Ons los dit sommer daarso, want ons weet, ons gaan nie deurdruk nie. En ek wil graag hê dat ons hierdie jaar wil ek hê dat ons 'n verskillende benadering gaan hê tot voornemens. Het ek julle almal, is julle bereid? Is julle saam met my, laat ons dit gaan probeer? Are we good? Right. Ek en jy moet die vraag vra, wat is die een ding, hoor mooi, net een, wat is die een ding wat ek verskillend in my lewe wil hê hierdie jaar? Jy sien, Nikkie het gesê 3, Tannie het gesê baie, Spyker het gesê baie. Ek vra, en ek wil weer hê, laat ons gaan kyk, een ding, wat ek en jy verskillend in ons lewens wil hê vir hierdie jaar. Jy sien, omdat ek en jy in God se wysheid vertrou, en God se rigting vir ons lewens, moet ek en jy die Here vra, wat is daardie een ding? Vir Tannie is dit vertrou, vir iemand anderste is dit miskien iets anderste. Jy sien, vir baie van ons het ons goeie intensies om deur te druk met ons voornemens. Maar kan ek net sê dat met hierdie voornemens baie keer faal ons.
want ons druk nie deur nie. Jy sien, toe my kinders nog jong was op skool en al daai, nou maar almal mos karate doen. En dan vat jy hulle en dan koop jy vir hulle karate pakke en 6 maande later dan is dit nie meer lekker nie. Dan wil ons rugby speel. Dan koop jy al die klere en al die dinge en sê hulle nee, is nie meer lekker nie, ons wil nou gimnastiek doen. En naderhand toe besluit ek, daar's nie 'n manier nie, nou koop ons niks nie. As jy aan iets deelneem, dan druk jy deur vir daardie jaar. You will finish it. Jy sien, ek en jy moet gefokus bly op God, en so sal ons daardie een voorneme, wat ek en jy het, deurvoer. Filippense 2 vers 12 tot 13 in die Boodskap Bybel sê vir ons die volgende. My liewe broers en susters, dit wat ek nou net gesê het, is belangrik. Toe ek by julle was, het julle altyd gedoen wat ek gevra het. Hoeveel te meer moet julle dit doen, nou dat ek nie meer daar by julle is nie? En my volgende sin is, onthou, God hou jou dop. Doen daarom alles wat julle kan om te lewe, soos mense wat aan God behoort. God self is by julle lewe betrokke. Hy is met julle besig, as julle voel julle wil iets doen wat hom gelukkig sal maak. En as julle dit uiteindelik doen, is hy steeds by julle. Ja, dit is hy wat so in julle werk. Nou kom ek terug. Vergeet van die nuwejaarsvoornemens want ons hou nie daarby nie. Ons verbreek dit elke jaar. Jesaja 43, 18 tot 19 in die Boodskap Bybel sê vir ons die volgende. Die Here sê vir ons, moenie vassteek by die verlede nie. En ek kan net daar ophou. Moenie vassteek by die verlede nie. Moenie net dink aan die dinge wat verby is nie. Let op, ek gaan iets nuuts laat gebeur. En dit het al reeds begin. Kom julle dit nie agter nie? Ek maak deur die woestyne pad vir my volk om terug te kom. Ek laat riviere deur verlate plekke loop. En Boeta, my sussie, kan ek, julle weet ek is eerlik, kan ek vir julle sê, miskien wil God 'n nuwe ding vir ons en deur ons doen. En elke keer dan blokkeer ek God. Want julle sien, a lot of times, I want to do what I want to do. Is dit nie die waarheid nie? A lot of times I want to do what I want to do. En ek wil graag 4 punte aan julle voorhou volgende. Kort. Wat se eerste punt? Wat se een ding begeer ons van God? As God vir ons sê, ek sal een ding doen wat julle van my vra, wat sal dit wees? Het julle al mooi daarin gesit en dink? Ek sien daar's baie wat julle kop ek nik. As daar een ding is wat ons God sal vra, wat sal dit wees? Julle sien dit het met Salomo gebeur. En ons weet dat koning Salomo gevra het vir wysheid en die Here het ekstra gegee. Die Here het gesê, you've got one, you can choose one thing. En hy het vir wysheid gevra. Salomo se pa, koning Dawid, was vir hom 'n voorbeeld gewees. En koning Dawid het aan die Here gevra in Psalm 27 vers 4 in die NLV, een ding vra ek van die Here, en dit sal ek bly soek, om in die huis van die Here te bly al die dae van my lewe, om my te verbly in sy goedheid, en in sy tempel daaroor na te dink. Koning Dawid. En ons weet dat God se woord vir ons sê, dat Dawid 'n man na God se hart was. Kan ek ook net sê, dat Dawid geweet het, selfs in goeie en slegte tye, dat hy God elke liewe dag van sy lewe nodig het. My Boeta, my sussie, ek en jy weet nie wat 2026 vir ons kan inhou nie. Ons weet dit nie.
En ek het weer hier geskryf. Wat is die een ding wat ek en jy nodig het van God? Miskien is daar iemand wat naby aan ons is, wat nie 'n pad saam met God stap nie. Miskien sukkel ons met 'n verslawing. Miskien is daar sonde wat my weerhou om in 'n dieper verhouding met God te kom. Jy sien, miskien wil ek en jy nie repent op daardie sonde nie. Miskien is daar fout in ons huwelik. En ons wil graag hê dat die Here ons lewensmaat moet verander. Jy sien, miskien moet ek en jy bid en vra dat die Here my moet kom verander. Jy sien, maar dit is so maklik om te vra dat die Here die ander persoon moet verander, maar ons bid nooit dat die Here ons sal verander nie. Miskien moet ons bid en vra dat die Here ons die persoon moet maak wie hy wil hê ons moet wees. Miskien moet ek bid en vra dat die Here my hart sal verander. Dan moet ek en jy miskien bid en vra en sê, Vader, ek bid dat U genoeg sal wees vir my. Kan ek vra? En weer eens, ek doen dit nie om jou sleg te laat lyk nie. Ek kan vir jou sê, ek staan in daardie ry. Ek bid dit die minimum om te vra dat God vir my genoeg moet wees. En die laaste een. Help my om tevrede te wees met U. Sien dat ek sal bid en vra dat Here U my sal help, dat ek tevrede sal wees met U. You see, when things are always going good, we forget about God. En wanneer dinge moeilik raak, dan wil ek ewe skielik die Here onthou. Die tweede een, wat sê een ding kom ons kort? Hier vra ek, wat sê een ding kom ons kort met ons verhouding met God? En ek en jy weet van die ryk jong man. Rikus, ek het nie daarop nie, ek dink is Markus 10, in Markus 10 rond, waar die gedeelte gaan oor die ryk jong man. En die ryk jong man kom na Jesus toe en vra vir Jesus, Here, wat het ek nodig om die ewige lewe te kry? En Jesus het hom geantwoord deur vir hom te sê, jy ken die gebooie, jy mag nie moord pleeg nie. En as ek so vra, is enige iemand hierso wat moord gepleeg het? Nobody. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis gee nie. Jy mag niemand benadeel nie. Respekteer jou pa en ma. En die ryk jong man antwoord Jesus, Leermeester, ek het al hierdie gebooie van kinderdae af nagekom. Jesus het hom aandagtig aangekyk en lief gekry. Julle kan daardie gedeelte gaan lees. Jesus sê toe vir hom dat hy net een ding kort het. Hy moet gaan en alles wat hy het verkoop. En die geld moet hy vir die armes gee. En Jesus volg. Ons weet dat die ryk jong man, versla en ontsteld was, omdat hy baie besittings gehad het. Markus 10 vers 18 tot 22. En die woord sê vir ons dat Jesus die ryk jong man lief gekry het. En Jesus het net hierdie een ding aan die jong man gevra, om hom te volg. Slegs hierdie een ding. Daar was slegs een ding wat hierdie jong man gekort het. Net een. Hy moes alles verkoop het. Jy sien, en hy wou nie.
Vir my en jou mag daar ook net een ding wees wat in ons pad staan, om 'n pad saam met die Here, en om in 'n goeie verhouding met die Here te wees. Vir die jong man, 'n ryk jong man, was dit sy besittings, want die Bybel sê, hy het baie gehad. Is daar iets wat die Here al 'n tydjie lank op jou hart lê, wat wys na die een ding wat jy moet opgee? Jy sien, dit kom partykeer, kom dit al oor 'n tydperk. Wat is dit wat die Here vandag vir jou sê? Een ding, nie baie nie, een ding. Miskien is dit dat ons meer tyd in God se woord en saam met God moet spandeer. Miskien is dit dat ek meer moet commit aan my kerk. Kan ek julle vra, julle wat vandag hier is, dit vat 'n commitment om kerk toe te kom. Sal julle saam met my stem? Dit vat 'n commitment. Jy sien, want as jy nie commit nie, kon jy nou nog gelê en slaap het. Of jy kon iets anders te gedoen het. En miskien is dit dat jy moet begin om jou tiendes vir God te gee. Of miskien is dit dat God jou die vraag vra, gaan jy my vertrou? Jy sien, ek weet nie, elke een van julle, die Heilige Gees is besig om met elkeen van julle te praat. Ek weet nie wat hy besig is om te sê nie, ek weet nie waaroor dit gaan nie. Mag miskien wees, gaan jy my vertrou? Die derde een, wat sê een ding moet ons laat gaan? En hierdie is miskien 'n moeilike een. Jy sien, daar is baie mense wat vasklou aan een ding. Miskien is dit dat jy te besig is. Miskien is dit geld. Miskien is dit besittings. Jy sien, daar is nie 'n lorry met 'n sleepwa hemel toe nie. You can't take that with. Ek het nog nooit by 'n begrafnis gesien, al jou besittings pak afbop of Martins of hier buite, wanneer 'n oue begrafnis hou, wat hulle dit in 'n sleepwaandjie pak nie. Never. Miskien is dit, ek het die Engelse woord gebruik hierso. Miskien is dit 'n grudge. In Afrikaans is die woord 'n wrok. Miskien koester jy 'n wrok teen iemand. Filippense 3 deel die apostel Paulus met ons hoe hy meer van die Here wil hê. Hy deel ook in Filippense 3:13-14 in die boodskap die volgende: Broers en susters, moenie my verkeerd verstaan nie. Ek wil nie maak asof ek die een is wat volmaak is nie. Alles behalwe dit. Maar ek gee alles om so te probeer wees. Daarom steur ek my nie meer aan my verlede en al die dinge wat toe skeef verloop het nie. Soos 'n atleet wat sy oë net op die wenpaal hou, so span ek alles in my in. Ek wil die prys aan die einde kry. God self sal die prys uitdeel en my dan na hom toe roep, omdat ek aan Jesus behoort. En ons weet dat Paulus se een ding wat hy wou vergeet was sy verlede. Want ons weet ook dat toe Paulus Saul was, het hy die Christene vervolg. Of miskien is dit sy pyn en lyding wat hy deurgemaak het, die tyd toe hy Jesus Christus aangeneem het. Om aan te beweeg in hierdie omstandighede neem dissipline en fokus. As ek en jy nie besig is om aan te beweeg nie, is daar iets wat ons miskien terughou. Wat is daar die een ding wat ons terughou? Miskien is dit iemand wie ons seer gemaak het. God kom vanoggend na jou toe en sê vir jou, jy moet
daardie persoon vergewe. Jy sien, daar's nie 'n ding van as jy wil nie, of wanneer ek lus is daarvoor nie. God kom en sê vanoggend vir jou, jy moet. Want jy kan nie aanbeweeg as jy nie vergewe nie. God wil hê dat ek en jy iets niets moet doen. Kom ek en jy sit dit agter ons. En ons beweeg aan. Miskien moet ek en jy onsself vergewe. Het ons al daaraan gedink? Miskien moet ek en jy vanoggend onsself vergewe. Miskien moet ek en jy net kom en die Here vra vir sy vergifnis. En weer eens, vanoggend toe ek my stilte tyd het, en ek lees 'n skrifgedeelte, met eens is daar 'n woord wat sê, have you asked God His forgiveness for what you have done 40 years back? En ek sê, nee Here, ek het dit nie per naam genoem nie. Vergewe my asseblief wat ek verkeerd gedoen het. Per naam. Jy sien, miskien moet ek en jy erken dat ons verkeerd gedoen het. Die Here vra vir sy vergifnis en aanbeweeg. Die laaste punt. Wat se een belofte kan ons aan vashou? Miskien voel ons dat ons is waar ons moet wees, maar nog niks het regtig gebeur nie. Ons mag konstant vra, Here, waar is U? Dawid was in dieselfde posisie. Dawid is deur Samuel gesalf as die koning oor Israel, nadat God Saul verlaat het. Maar ons weet, as ons lees in die woord, elke keer wanneer Dawid 'n oorwinning gehad het, was koning Saul daar gewees om hom dood te maak. Elke keer, al het koning Saul gesê, nee, sorry Dawid, ek het gefouteer. Jy hoef nie te worry nie. En dan het Dawid gaan veg en hy het oorwin, en as hy hom kom kry, dan staan Saul daar so, en dan wil Saul hom doodmaak. Julle sien, Dawid moes seker gefrustreerd geword het. Hy mag ook miskien ontmoedig geword het. Ek wil graag afsluit met die belangrike punt. Ek en jy moenie hoop verloor nie. Ek en jy moenie hoop verloor oor 'n belofte wat God aan ons gegee het nie. Dit mag miskien nie lyk soos iets wat ons verwag nie. Wie sou ooit gedink het dat die Messias gebore sou word in 'n stal? Wie sou ooit gedink het dat Sarah 'n kind sou hê op haar ouderdom? As ek die dames vra, dink julle dit is possible? It's humanly not possible. Maar God het vir Sarah 'n kind gegee. Julle sien, God is altyd getrou aan sy beloftes. Laaste skrifgedeelte. Romeine 8:31-32 in die 53 vertaling sê vir ons. Wat sal ons dan van hierdie sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het. Hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Rikus gaan net terug na die vorige slide toe. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Nikkie, as jy wil, 1 nuwejaarsvoorneem. Om 'n intieme verhouding met die Here te hê. Tannie? Spyker? 1.
Selfs daar waar om meer geduldig te wees met die sweets. Meer geduldig te wees. Nog iemand? Alex? The unconditional love and patience that He showed me that He has with me. Unconditional love and patience that God has with you. That I can bring that forth in the new year to someone. That you can bring that forth to someone else in the new year. Dankie. My een ding wat ek vir 2026 wil aanwerk is om in 'n beter verhouding met God te kom. That's one. That's it. Jy sien, want baie keer dink ons en ek gaan nie lank wees nie, baie keer wil ons iets anders te hê. Maar is soos Nikkie gesê het en elkeen van julle gesê het, daai gedeelte kom, spyker jou gedeelte wat jy ook gesê het, om meer geduld te hê. Alles is opgevang in daardie een ding, en dit is om in 'n beter verhouding met God te kom. All taken up in that. Jy sien, want as ek in 'n beter verhouding met God staan, hoef ek nie te worry nie. Ek sal altyd hoop hê. As ek in 'n beter verhouding met God is, hoef ek nie te vra vir geduld nie. He will give me the patience. As ek in 'n verhouding met God is, Nikkie, gaan ek meer intiem met die Here wees. So my boetie en my sussie, my gebed vir elkeen van julle is, en ek wil nie sê take mine nie, maar ek wil graag hê dat elkeen van julle wat vandag hier is, dat julle daardie woorde sal hê om 'n beter verhouding met God te hê. En al die dinge daarop sal volg. Dit gaan nie maklik wees nie. Dit gaan nie maklik wees nie, want ek sê nou vir julle, die eerste klippie wat in jou pad gerol word, gaan jy teruggaan na jou manier van dinge doen. My gebed vir julle is dat julle dit nie sal doen nie. Die Here sit partykeer struikelblokke in ons pad, sodat ons nader aan God kan beweeg, want ons vergeet. Ons vergeet van die Here. Wanneer dinge goed gaan, dan skuif ons die Here een kant toe. Don't do it this year. Don't do it. Bou 'n lewende verhouding met God. And when the worries come, and when the things happen, God will be there with you and He will carry you through. My gebed vir elkeen van julle is dat as julle vandag hier uitstap, dat julle een ding sal vra. Dat julle sal onthou, wat moet ek neerlê? Een ding. Wat moet ek verander? Een ding. As daar een ding is wat ek vir God kan vra, wat is daardie een ding? En ek het hier geskryf, en wanneer dit gebeur, sal al die ander dinge in plek val. Wat is jou een ding wat jy vir God gaan vra? Kom ons sluit ons oë. Here, baie dankie vir die woord. Here, dankie dat ons weet dat U elke dag, elke sekonde van elke dag daar is vir ons. Here, my gebed vir myself en vir elkeen wat na hierdie boodskap luister is, Here, laat ons 2026 erns sal maak met U. En Here, laat ons in 'n lewende, intieme verhouding met U sal stap. Here, when the going gets tough, that we will know that You are always there with us. That You will never leave us alone. Lord, sometimes You pick us up and You carry us through that going, where the going gets tough. Lord, that we will never forget that. And that You are always there for us. Wees met ons, Here. Help ons om 'n awesome 2026 saam met U te hê. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ek gaan vra dat ons die offerande opneem.